Goeiemôre almal. Wie ek nie gegroet het vanoggend nie. Is daar maar 'n lekker plek om vanoggend te wees, né? Awesome. Vanoggend luister ek toe ons na daai liedjie sing van ek wil gereed wees. En die vraag kom by my op, wie van ons is regtig gereed? Is ons gereed? As die Here nou in ons deur kom klop, is jy reg? Is jou lewe reg? Wil gereed wees vir die bruidegom. Wil gereed wees as hy my kom haal. Wil gereed wees as hy ons kom haal. En dit bring die vraag by my, hoeveel van ons is regtig reg? Gister het met 'n ou gepraat, 'n ouetjie wat op straat net dood gekry is in die week. En ons praat oor die dinge, was sy saak reg? Daar waar ek lewe, daar waar ek loop, daar waar ek praat, is dit verteenwoordig dit wat die Here vir my doen en dit wat die Here deur my doen. En dit is belangrik dat hoe ek leef en hoe ek praat vir ander wys wie Jesus is. Nou kom ons maak oop vanoggend, ek wil vir ons bid. Genadige God en Hemelse Vader, Here, baie dankie vir 'n wonderlike oggend. Dankie Here dat ons vanoggend by U huis kan bymekaar kom, Here. Here, dat ons U genade kan kom ervaar en dat ons dit nie hoef skelm te doen of skuilings te vind en te vrees om doodgemaak te word nie, Here. Dankie Here dat U met elkeen van ons is en Here, kom dra die diens op aan U en ek vra Here dat U by elke stoel sal verbygaan en stil staan, Here. Elkeen van ons is gebreek en ons is afhanklik van U. Ons is afhanklik van U alleen, Here. En Here, daar waar iets in ons lewe is wat U plek invul en oorvat, Here, help ons om daai plek oop te maak vir U, Here. Want dit is waar U moet wees in ons lewe eerste. U is op die troon. Here, U is in beheer. En ons sê vir U so dankie. Dankie vir die reën wat daar geval het, Here. Dankie, Here, vir U goedheid, U guns en dankie vir al die liefde, Here. Here, ons vra dat U ons sal vergewe van al ons sondes, Here, wat so baie is en in oorvloed is. Ons vra, Here, dat U vir ons ook hierdie dag sal vooruitgaan, dat U met ons sal wees. Here, die mense wat op die paaie is en die wat op lang naweek weg is, Here, wees ook met hulle, seën hulle, Here, daar waar hulle saam kuier en daar waar hulle op die pad is, Here, bring hulle ook veilig terug huis toe. En dit is ons gebed in Jesus naam. Amen. Ek wil vanoggend vir ons 'n woord bring uit Naam 3 vers 1 tot 7. En ek lees uit die boodskap uit vanoggend. Daar lê swaar kry vir jou voor, Nineve. Mense dink aan jou as 'n stad waar mense mekaar vermoor en bedrieg, asof dit iets is wat sommer elke dag gebeur. Kyk maar net, jy is altyd vol gesteelde goed en jou mense hou net aan om te steel. So lyk dit waar die geveg aan die gang is. Swepe klap, wiele rammel, 'n mens hoor perde wat galop en oorlogwaans wat bokspring op die paaie. Verder sien 'n mens perde ruiters wat aangejaag kom, swaarde wat blink en spiese wat blits in die son. Daar is baie slagoffers van die geveg, die dooies lê opgehoop, die lyke is te veel om te tel. Mense val oor al die lyke wat rond lê. Hoekom gebeur dit? 'n Mens hoef nie ver te gaan soek vir 'n rede hoekom hierdie straf gegee is nie. Nineve het haar dikwels soos 'n los vrou gedra. Sy was 'n baie mooi vrou. Sy het jou maklik betower, maar sy het dit gebruik om volke te verlei. Sy het hulle geleer om haar gode te aanbid. So het sy hulle in haar mag gekry. Die Here wat groot en magtig is, sê, ek is jou vyand, Nineve. 'n Mens verneder iemand as jy sy klere uittrek en hom kaal voor mense laat staan. Ek sal dit ook met jou doen. Ek sal jou in die oë van die wêreld verneder, deur jou swakte laat lyk. As jy so 'n mens ook nog verder met mis gooi, maak jy hom nog meer walglik.
Ek sal sorg dat mense oral oor die wêreld hulle vir jou walg en met jou spot. Hulle sal die rug vir jou draai en sê, Nineve is verwoes. Maar wie gee enigsins om? Dit sal in die toekoms moeilik wees om iemand te kry wat saam met Nineve sal wil werk. Nineve sal nie vriende hê nie. So vanoggend sien ons, Nineve is die stad waarvan ons lees in Jona. Wat ons moet verstaan is, hierdie stad is nie vol mooi mense of goeie mense nie. Hulle was wreed, hulle was gewelddadig geweest. Hulle het ander nasies onderdruk en hulle was oorlaai met sondes. God kies vir Jona en hy gee hom 'n opdrag om na Nineve te gaan. Gaan sê vir die groot stad Nineve dat ek hulle gaan straf. Hulle sondes is so groot dat dit al aan die hemel raak. As ons nou in Jona se skoene was, wat sou ons gedoen het? Sou ek en jy dieselfde reaksie gehad het as wat Jona gehad het? Wat sou ons doen as die Here vir ons daai opdrag gegee het? Wanneer ons na die dieper storie kyk, verstaan ons die verhaal van Jona beter. God vir Jona sê, gaan na Nineve, het Jona nie bang geword nie. Jona het gedink aan sy kant, hierdie mense verdien nie genade nie. En dalk sit ek en jy hier, en as ons eerlik is daar dalk mense in ons lewe wat ons dieselfde oor voel. Mense wat ons dink, hulle verdien nie nog genade nie. Hulle verdien nie nog 'n kans nie. Maar God werk anders. So vir Jona was dit 'n opdrag. Gaan sê vir die groot stad Nineve dat ek hulle gaan straf. Dit was Jona se roeping. Maar vir Jona was dit 'n roeping na hel op aarde. Jona besluit anders. Jona besluit kortpad uit. Vlug klink vir Jona na 'n beter opsie. Jona vlug nie net 'n bietjie nie, maar hy vlug in die teenoorgestelde rigting. Hy klim op 'n skip en Jona dink natuurlik hy kan van God af wegkom. Hy dink hy kan vlug van God af. Doen ons nie maar dieselfde nie. Elkeen van ons het 'n roeping. Ons is nie hier vir niks op aarde nie. Ons elkeen is geroep om God te verheerlik en om God se opdragte uit te voer. Miskien klink dit na iets wat ons nie geweet het nie. Klink dit dalk iets nuuts. Die vraag is seker, nou waarheen is ek geroep? En ons kan vinnig daaraan raak. Ouers se roeping is om kinders te versorg en groot te maak. Die vrou se roeping is om haar rol in die huis uit te leef. Die man se roeping is om te voorsien en te versorg. So klein so skorrelgoed was, mag klink, maar dit is waar die vrou vir die gesin 'n skoon omgewing skep. Dit is 'n roeping om die minste te wees, soos Jesus wat voete gewas het. Ons kan hulle opnoem, kos maak, is nie net 'n taak nie, is waar ons die liggaam versorg. Die regmaak en instandhouding is 'n roeping om te bewaar en na te kyk wat aan jou toevertrou is. Dissipline met liefde, om grense te stel vir jou kinders is 'n heilige roeping. Om hulle te vorm vir 'n lewe buite die huis. Huisgodsdiens en gebed. Dit is 'n roeping om jou gesin geestelik te lei, selfs al voel jy nie lus nie en al is jy moeg. Onderrig en waardes om jou kinders te leer van God se woord en hulle groot te maak in die wil van die Here. So Jona wou 'n groot ding vir my, maar hy het in die proses sy menswaardigheid verloor.
In ons alledaagse lewe is ons roeping baie keer die groot genade van God in die klein oomblikke. Ons Ninive is soms net aan die oorkant van die etenstafel, dalk by ons werk, dalk by ons kerk, dalk by jou bure. Ek en jy kan nie weghardloop van God nie. Ons kan nie wegkom nie. So Jona is op vlug, maar God stuur 'n storm op die see. Jona het die reisgeld betaal. Hy het sy beervee uitgehaal en hy het daai reis betaal. Maar dit het nie gekeer dat God by hom uitkom nie. Ons kan nie onsself uitkoop uit God se tyd uit en sy beplanning en sy planne nie. Ons kan al die geld hê, maar ons kan nie onsself uitkoop nie. So die matrose het bang geword. Hulle het selfs van die skip se vrag afgegooi in die see in. En het neergeval en hulle eie gode begin aanbid en gesoeba dat hulle nie moet doodgaan nie. En op die vraag aan Jona, wat moet ons met jou maak dat hierdie storm kan bedaar? Herken Jona dat hy die oorsaak is van hierdie storm en dat hulle hom in die see moet gooi en dan sal die storm stil word. Is ons nie ook maar so nie? Ons almal ken die selective hearing. Ons hoor almal daardie stille stem wat sê, gaan help met die skorrelgoed, gaan help jou pa, gaan help jou ma. Of daardie moeilike gesprek wat jy met jou huweliksmaat moet hê. Ons weet almal dat daardie iemand my hulp nodig het. Maar ons kies om te maak of ons dit nie hoor nie. Want ons is moeg. Miskien 'n ander keer. Net soos Jona is ons skuld nie dat ons moordenaars is nie. Maar dat ons so selfgesentreerd is. En dit gaan alles oor my. Dit gaan oor ons. Ons wil hê die Here moet ons seën, maar ons wil nie sy hande en voete wees nie. Ons is nie bereid om die pad te stap vir die Here en ons hand uit te reik na ander nie. En wanneer ons besluit ons wil nou iets doen, dan wil ons nog kies wat ons doen. My goeie dade is mos my keuse. Ek kan kies wat en wanneer ek dit wil doen. En God gaan nie daaroor besluit nie, met respek gesê. Ons wil kies. En God het nie 'n sê nie. En nee, dis nie hoe die wêreld werk nie, dis nie hoe die lewe werk nie. God se besluit waarvoor hy jou wil gebruik, bly steeds sy besluit. Hoe lyk dinge in my en jou lewe? As ek en jy al op die punt waar ons in die see gegooi word, of vlug ons nog? In ons omstandighede maak dit nie saak hoe ver ons geval het nie, en hoe ver jy gehardloop het nie. Maak nie saak hoe diep jy al weggeraak het in al jou dinge nie. In Jona se geval het God 'n groot vis gestuur om Jona in te sluk, waar Jona vir 3 dae lank binne in die vis was. En dit is presies daar, in die donker, binne in die vis, daar waar Jona gedink het, hy is van God af afgesny, daar waar die hekke altyd agter jou toeslaan, daar waar jy in die plek van die dooies ingaan. En dit is presies net daar waar Jona tot die ware en die enigste lewende God begin bid het. Jona besef dat hy verkeerd was. En raai wat? God luister. God hoor sy gebed. God gee vir Jona nog 'n kans. En die 33 vertaling sê vir ons, en die woord van die Here het vir die tweede maal tot Jona gekom en gesê, maak jou klaar, gaan heen na die groot stad Ninive en verkondig daar die boodskap wat ek jou sal gee. Dis dieselfde boodskap, maar 'n tweede kans. Is dit nie onverdiende genade nie?
Hoor mooi vandag, dit maak nie saak hoe ver jy gehardloop het nie. Dit maak nie saak hoe diep jy al geval het nie. Dit maak nie saak waar jy trek en waar jy wegkruip nie. God hoor jou nog, selfs in jou donkerste plek. Na 3 dae spoeg die vis vir Jona uit op land. Wanneer God jou red, doen hy dit behoorlik. Hy kry op vaste grond. Tot in die fynste detail het God vir Jona gehelp. Hierdie keer luister Jona. En hy gaan na Nineve. Nineve was 'n groot stad. Dit het 3 dae se stap gevat om van die een kant tot die ander kant te beweeg. So Jona was 'n dag se stap ver in Nineve toe hy die boodskap vir hulle gee. Hy het vir hulle gesê wat die Here besluit het en hy het gesê daar is nog net 40 dae oor voordat die Here Nineve gaan verwoes. Dit was 'n eenvoudige boodskap. Bekeer julle. Dit was nie 'n groot preek nie. Dit was 'n eenvoudige boodskap. Die reaksie van die inwoners is nederig en die verhaal van Jona kan ons sien hoe God werk. God kyk nie na hoe groot ons sondes is nie, maar hoe opreg ons berou is. God wag nie tot ek en jy perfek is voor hy vir ons help nie, voordat hy vir ons seën nie. Hy wag net vir die oomblik waar jy sê, ek was verkeerd, Here help my. God se hart is sag vir enige iemand wat voor hom kniel en sy sondes bely. Ons sien dit in die opdrag wat die koning aan elkeen van die inwoners gee. Ons lees dit in Jona 3 vers 7 tot 9. Op las van die koning en sy kabinet. Geen mens of bees of vee in Nineve mag enigiets eet of drink nie. Al die mense en elke dier moet klere aan hê vir 'n begrafnis. Elkeen moet baie ernstig tot die Here bid. Almal moet die verkeerde dinge wat hulle doen laat staan. Die geweld teenoor mekaar moet dadelik stopgesit word. Wie weet of God nie miskien weer 'n keer oor sy besluit sal dink nie. Miskien sal hy ons jammer kry en ophou om vir ons kwaad te wees. Miskien sal hy nie ons stad verwoes nie. Ons sien 'n opregte terugdraai na God. Dit is wat moet gebeur vir elke een van ons. Daar is niemand bo ander nie. Ons is almal gelyk voor God. Kom ons stop die hoogmoedigheid. Kom ons stop die neersien op 'n ander. Stop die dink, ek is beter as 'n ander een. Ons almal is gebroke, ons almal stikkend en onvolmaak voor God. En elkeen van ons het genade nodig. God bring herstel. God se genade is meer as wat ons ooit sal verdien. Sy genade bly steeds onverdiend. Daar's niks wat ek en jy kan doen om dit te regverdig nie. Sal dit nooit verdien nie. So dan lees ons verder, na God se genade oor Nineve is Jona kwaad. En hy sê eintlik, Here, ek het geweet, jy gaan hulle spaar. En dit is hoekom ek nie wou gaan nie. En nou sit Jona buite die stad en hy sit in sulk daar. En ironies genoeg in hierdie laaste stuk van Jona 4, is Jona die enigste profeet in die hele Bybel wat vir die Here kwaad is, omdat sy preek gewerk het. In werklikheid kon God Jona met die dood getref het, vir sy astrandheid. Maar God vra, het jy 'n rede om kwaad te word? Selfs in Jona se kwaad en hardkoppige oomblik laat God 'n wonderplant opkom. Baie vertalings noem dit 'n kasterolieplant of 'n botterkwas.
En die boodskap sê, is 'n wonderplant. En Jona was baie bly oor die plant. Hy kon die skaduwee gebruik, hy kon skuiling onder daai skaduwee kry. Maar die volgende oggend toe die son opkom, stuur God 'n wurm. Hy het aan die plant begin vreet en dit het veroorsaak dat die plant doodgaan. En Jona reageer, dit is beter as ek nie verder lewe nie. God vra weer vir Jona, het jy die reg om kwaad te word oor hierdie wonderplant? Ja, tot die dood toe, antwoord Jona vir God. So vanoggend kan ons beurte maak om onder hierdie wonderplant te sit. Ons het wel nie die ervaring om in 'n vis se maag te wees nie. Maar definitief het elkeen van ons die ervaring om onder 'n wonderplant te sit. Hoekom sit ek en jy onder die plant? Wat is dit wat my en jou dikbek na die lewe kyk? Die verbitterdheid, die kwaad of onvergenoegd? Jona is kwaad en ook sommer baie ongelukkig. Hoekom? Die idee van God se genade en geduld is vir Jona onaanvaarbaar. Aan die begin van Jona se vlug na Tarsus praat ons eerder oor Jona se ongehoorsaamheid. Maar meer na die einde se kant toe sê Jona self waarom hy gevlug het. Hy het gevlug want hy het geweet dat God genadig is. En dit is vir Jona onaanvaarbaar. Ons het in Naam 3 gelees van die boosheid van Nineve. So hulle was ook Jona en sy mense se vyande gewees. Hulle was hulle nie goed gesind nie. En God is genadig teenoor hulle. God is lankmoedig en hy's vol liefde. Ons kan verstaan hoekom Jona eerder gehoop het om te sterf. Want God se genade is onverstaanbaar. En as ons sou kies, sou ons eerder God se geregtigheid gekies het as sy genade. Maar dit is vir iemand anders, nie vir myself nie, maar vir ander. Die idee dat God mense kan vergewe sonder dat reg geskied, en dit is volgens ons, dat God dit laat reën oor jou vyande sodat hulle vooruit kan gaan, en dat hulle selfs ook vir God kan dien. Dalk is dit nie die rede hoekom ek en jy dikbek eenkant gaan sit nie. Is dit nie dalk 'n selfgemaakte skuiling, nutteloos, omdat dinge nie loop soos dat ek en jy wil hê dit moet loop nie. Omdat die lewe anders te lyk as wat ons gehoop het. Omdat ons swaar kry of sukkel. Ons voel dalk, ek verdien nie om so te sukkel nie. Ons is gou om vir ons 'n skuiling te bou van ons woede waaronder ons lekker kan sit en sulk. Hoekom sit ons onder die plant? Waarom die woede binne my en jou? Die probleem met woede is, dit sê nie vir my en jou wat die oorsaak is, en of die woede se oorsaak binne of buite my of jou lê nie. Meeste van die keer maak ons dit af, dat die oorsaak van buite lê. Ons blameer gewoonlik iets of iemand anders. Eva blameer vir Adam, en Adam blameer vir die slang. Ek sê altyd 'n saak het 3 kante, ekskuus. My kant, jou kant, en dan die waarheid. Woede maak altyd asof iemand anders die skuld is. En ja, partymal is dit, dat iemand anders te skuldig is. Maar meeste van die tyd is woede as gevolg van 'n probleem binne in onsself. Kyk na Jona. Die probleem is nie met sy kennis nie. Dit is nie 'n probleem met sy geloofsoortuiging nie. Jona weet wie God is. Hy ken vir God. En hy weet hoe God is. Maar die eintlike probleem is Jona se hart. Jona gebruik in die 83 vertaling 9 keer die woord ek. Hy is meer gefokus op homself, dat daar 'n kwaad binne in hom is, oor die 120.000 mense se redding. In Jona se geval was dit seker wrokke, ons weet nie.
maar in ons? Is jy vandag die een wat genade ontvang, of is jy die een wat kwaad is, omdat iemand anders dit ontvang? Hoeveel van ons vertroetel wrokke? Hoeveel van ons sukkel om te vergewe? En nou kla ons daardie seer binne in ons. Ons hou vas aan dit. Ons kla en ons loop en moan. Maar ons moet vrymaak. Ons moet dit laat gaan. Dalk is dit iets wat moet doodgaan binne my en jou. Dalk is dit verwagtings. Ons eie idees van hoe die lewe moet werk. Of wat ons toekom in die lewe. Miskien loop dinge nie soos wat ek en jy wil hê dit moet loop nie. Maar dis nie hoe dit werk nie. Dis nie hoe die lewe werk nie. Wanneer dinge anders loop as wat ek en jy wou, en dit nie so maklik is soos ons verwag het nie. Wanneer daardie deal nie so goed geloop het nie. Wanneer jou kinders nie die engeltjies is wat jy gehoop het hulle sal wees nie. Dan kan ons onder die wonderplank gaan sit. Kwaad omdat dinge nie uitwerk soos ons dit wou hê nie. Of ons kan aanvaar dat God ook daardeur werk. En dan toelaat dat God ons vorm. Dat God dit gebruik tot eer van sy naam. Die goeie nuus is, God los ons nie waar ons is nie. God is ook genadig en geduldig, lankmoedig en vol liefde vir ons. Ook wanneer ons beklei of kwaad onder 'n bos sit, kom God saggies en hy wys ook vir my en jou iets van hom, van sy hart, en wat hy vir ons wil hê. Die einde in Jona 4 is vir ons oopgelos. Die einde is nie 'n antwoord van Jona af nie, maar wel 'n vraag van God. En God dwing vir Jona om self te kan kies. En dan gaan Jona kies om sy eie woede, van Jona kies vir God se barmhartigheid. Vraag vanoggend aan onsself, gaan jy vandag by die huis instap met Jona se woede oor jou plant wat gevrek het? Of gaan jy instap met God se hart vir die mense in daardie huis, in die omgewing? Moenie toelaat dat die wurm van selfsug jou vreugde vreet nie. God het die plant laat vrek om vir Jona te sê, mense is belangriker as dinge. Stap vandag doelbewus met die gedagte dat mense is belangriker as dinge. Jona was verlore en hy was ver van God, maar hy het besluit om te bid. As ons Jona 2 vers 4 tot 6 gaan lees, is dit Jona se gebed. Daar in die donker, daar in die diepte, waar hy gedink het, hy is weg, en hy is afgesny van God. En dan lees ons, ek het gedink ek is van u afgesny, ek sal nooit weer by u tempel kan kom nie. Reg rondom my was daar water, die water het my vasgevang, seegras het om my kop vasgedraai, ek het gesink tot waar die fondamente van die berge is, ek het afgesak tot waar die hekke vir altyd agter jou toegaan, wanneer jy in die plek van die dooies ingaan. Maar u het my van daaronder opgetrek, terug na die lewe toe, Here my God. So dit was 'n klein gebed, is 'n kort gebed, maar die bestemming was groot. Soms het ons 'n klein gebed, dalk is dit net in stilte in die teenwoordigheid van God. Hy sien elke een van ons hart. Hy sien die opregtheid. Hy sien dit wat ek en jy wegsteek. Hy weet wanneer ons vlug, en hy weet ook hoekom. En dan wil ek met 'n vraag afsluit. Daar waar ek en jy nou sit, die binne in jou, wat is jou adres?
Wat sal jou finale bestemming wees? Is dit die ewige lewe of die ewige hel? Ons tyd gaan opraak lang voor ons to-do-lysies afgetik is. Die oomblik as ons ophou asemhaal, begin die ewigheid. En of ons nou reg was daarvoor of nie. So, hoe lyk my en jou sake vanoggend? Waar staan ons voor God? Ek sluit af vir ons vanoggend. Here, baie, baie dankie vir 'n wonderlike oggend. Dankie Here vir 'n wonderlike diens. Dankie Here vir u woord. En Here, die saad wat gesaai is, Here, kom vra ons dat dit sal op vrugbare grond val, Here. Here, ons wil gereed wees wanneer u kom. Ons wil reg wees, Here, vir die bruidegom. Ons wil reg wees wanneer u ons kom haal, Here. En Here, staan stil vanoggend by elke een, Here, daar waar 'n tekortkoming is, en Here, daar waar daar seer is, Here, en daar waar ons van ons en ek self, Here, in 'n gat is, Here, waar ons soms nie weet hoe om uit te kom nie. Bring ek dit voor u vanoggend, Here, en ek kom bid vir elke een, Here. U sien diep in ons harte, u sien elke een se hartseer. U vee die trane af. Here, en u genade is genoeg. U is genoeg, Here. Dankie, Here, dat u tot ons nader, Here, wanneer ons vanoggend tot u nader, Here. Here, u is ons alfa en ons omega, u is die begin en die einde, Here. Daar is niemand soos u nie, Here. Here, u is in beheer, u is op die troon, Here. En Here, somtyds dwaal ons af en dan is ons te skaam en ons weet nie hoe om terug te kom nie, Here. Maar Here, vanoggend kom vra ek, Here, dat u vir ons ook sal help, dat u hand vir ons sal uitsteek, Here. Dat u in ons harte sal werk, Here, en Here, daar waar ons met ons eie harte dalk stoei, Here, dat hartsake nie reg is en goed is nie, Here. Here, u is die enigste een wat ons harte kan sag maak soos klei. Vra, Here, dat u vir ons sal vul met u liefde, u guns en u genade, Here. Here, dat wanneer ons genade uitgee, Here, dat ons dit sal gee soos wat u dit vir ons gee, Here. Soos wat ons bid in u ons Vader, Here. Vergeef ons soos wat ons vergewe, Here. Here, ons dankie daarvoor. Dankie dat ons tot u mag bid, Here. Dankie, Here, dat ons u mag ken, Here. Rig ons voetstappe, Here, daar waar ons beweeg en daar waar ons hierdie week ingaan, Here, wees met ons. Hou ons veilig, Here, beskerm vir ons. Seën vir ons, Here. Ek vra, Here, dat u met elkeen van ons sal gaan, ons paaie sal gelyk maak, Here. Here, is 'n boos wêreld waarin ons leef, Here, en ons is elke dag daarin. Maar Here, u is in beheer en ons weet dat u vir ons ook beskerm in alles. Groot en klein, maar vir u is daar niks groot of klein nie. Vir ons is dit groot of klein probleme, Here. Maar Here, u staan altyd reg vir ons. Dankie, Here, dat u arm lank genoeg is om vir ons te help en vas te hou. Dankie, Here, dat u ore oop is om vir ons te hoor wanneer ons bid, Here. Selfs wanneer ons weggedwaal het, is u reg, Here. U los daar die 99 skapies vir daai een. En Here, ek is een van daai. Ek is daai een, Here. Here, ek is seker ons is baie van hulle. En dankie dat u vir ons kom haal. Dankie dat u vir ons met oop arms ontvang, Here. Dankie dat ons voor u mag bid en dankie dat ons voor u mag bely, Here. Here, ons sluit af vanoggend hierdie diens. Al die eer aan u, Here. Ons vra, Here, dat u vir ons sal vergewe, dat u met ons sal wees in hierdie week. Ons bid al hierdie dinge nie omdat ons dit verdien, Here, maar alleen in u naam. Amen.